Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dawid sê in Psalm 41 vers 12, hieraan weet ek, dat U 'n welbehae in my het, dat my vyand oor my nie juig nie. Die King James sê, I know that thou favorest me. Die duiwel wil nie hê jy moet weet dat God se guns op jou lewe is nie. Inteendeel, hy wil nie hê jy moet dink dat God enigiets goeds vir jou sal doen nie. Daarom sal hy sy bes doen om jou te probeer oortuig dat jy geen doel of potensiaal in hierdie lewe het nie. Eerstens, sal hy jou herinner aan al die teleurstellings wat jy al in die lewe gehad het. En as dit nie werk nie, sal hy mense teen jou gebruik. Ons almal weet dat God ons kan seën, guns aan ons kan bewys en ons kan bevorder. Maar ons besef nie altyd dat God selfs ons vyande kan gebruik om dit te doen nie. Wat jy dalk vandag as 'n teleurstelling beskou, soos 'n persoon wat jou verlaat het, 'n vriend wat jou verraai het, of 'n kollega wat probeer om jou sleg te laat lyk, kan juist die trappie wees wat God gebruik om jou te kry waar jy veronderstel is om te wees. Dink so daaraan. Dawid sou slegs as 'n skaapwagter bekend gestaan het as dit nie vir Goliat was nie. Goliat was strategies oor Dawid se pad geplaas. Nie om hom te verslaan nie, maar om hom te bevorder. Sonder Goliat sou Dawid nooit die troon bestyg het nie. Net so kan God selfs die mense wat teen jou opstaan gebruik om jou te bring waar jy moet wees. Dawid sê in Psalm 23 vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Wanneer God jou deur die teestand bring, gaan hy dit nie privaat doen nie. Nee, hy gaan dit doen waar al jou vyande dit kan sien. Miskien staan jy vandag voor 'n ander soort vyand. Nie net 'n persoon nie, maar 'n vyand in jou finansies of in 'n verhouding. En dit lyk nie of dinge ooit gaan uitwerk nie. Kry 'n nuwe perspektief. God is besig om vir jou tafel voor te berei, soos wat hy vir Dawid gedoen het. Waar nie net al jou vriende dit sal sien nie, maar ook die wat tans teen jou is. Hulle gaan sien hoe God jou seën en jou bevorder. Besef vandag dat God se guns oor jou lewe is. En vir hierdie rede is jy 'n teken. Here, dankie vir die woord en vir die vertroosting en krag wat dit my gee. Dankie dat selfs wanneer ek teestand in my lewe ervaar, ek kan weet dat U net die beste vir my in gedagte het. Daarvoor loof ek U vandag. Amen.